Soos jy vandag se gebedspraktyk begin, raak stil. En soos wat jy stil raak, onthou God se belofte, dat hy altyd en oral by ons teenwoordig sal wees. Raak doelbewus ontspanne in daardie wete. En soos wat jou liggaam ontspan, sien dit as 'n simbool dat jy jou vertroue op God plaas. En so raak nou ook bewus van jou asemhaling as 'n geskenk van God, dat jou asem 'n teken en 'n simbool is van die lewe wat hy. Haal diep asem in en dan bid jy, Jesus is hier. En as jy uitasem, bid jy, Jesus is hier. Jesus is hier. Jesus is hier. Ons begin ons 40 dae met hierdie tema, harte aan die brand. Hierdie is woorde wat uit een van die eerste mense wat met die opgestane Here te doen gekry het, kom. Dit is 'n manier om te beskryf hoe dit voel as die Here by jou is, as die Here met jou werk, as die Here met jou praat. Daar waar jy is, sit sommer jou hand op jou hart en dan bid jy dat wanneer ons nou vandag se skrif gaan lees en hoor, dat jou hart oop sal wees vir dit wat God, dit wat die Here in jou lewe wil doen. Ons lees vandag Psalm 51. Soos ek dit lees, luister vir 'n woord of 'n frase wat vir jou uitstaan. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep in my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat dit sondaars hulle sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. As jy jou hart gelos het, as jy jou hand laat sak het van jou hart, sit dit weer daar. En dan luister jy na hierdie woorde van Dawid. Skep in my 'n rein hart, o God. Daar waar jy sit, is daar dalk iets wat jy voel jy voor die Here wil bely. Neem 'n oomblik om in jou eie woorde met God te deel, dit wat stikkend is of sonde, foute, enigiets wat swaar druk op jou hart, wat jy in opregtheid met God wil deel. Neem 'n paar oomblikke om met hom daaroor te praat.
Dawid doen sondebelydenis, maar hy kom ook na die Here toe met 'n baie diep begeerte. En dit is dat hy sy gees vernuwe wil hê, dat hy 'n nuwe soort hart wil hê, dat hy vreugde wil beleef in sy verlossing. Dalk is daar 'n deel van jou hart wat ook daardie begeerte het. En dan kan jy in die volgende oomblikke in jou eie woorde ook met die Here deel dit wat jou gees verlang. Wat is die tipe vreugde waarna jy uitsien? Dawid vra hierdie nie net vir homself nie. Hy sê, as U hierdie vir my doen, dan sal ek ook ander leer. Ons lewe het invloed op ander mense. Wie is daar in jou dag, dalk vandag nog, met wie jy God se genade kan deel, God se liefde kan deel? Dawid sê dat God nie belangstel in allerhande omkoopoffers nie, maar dat hy wil hê dat die mense wat na hom toe kom in opregtheid, in eerlikheid, in die toestand wat hulle is, na hom toe sal kom met berou, met 'n opregte wil om nuut gemaak te word. As jy dink aan hierdie Here wat dit van jou vra, wat 'n beeld van God kom na jou toe? Dawid skep 'n beeld, hy gebruik die woord gesed. En gesed beteken getroue liefde. Dawid het vertrou om na die Here toe kom, net soos wat hy is in sy gebrokenheid, want hy ken God as 'n God van troue liefde. Troue liefde beteken iemand wat jy regtig kan vertrou met jou donkerste dele. Kom ons sluit vandag se gebedspraktyk af deur in verwondering voor God te sit en te waardeer en te ontvang die genade wat hy vir ons het wanneer ons na hom toe kom met 'n opregte gebroke hart. Here, dankie vir hierdie psalm wat ons help om nie net eerlik met U te wees nie, maar eerlik met onsself te wees. Neem ons in hierdie 40 dae in met hierdie lewenshouding, een wat opreg is, een wat eerlik is en nie bang is om na U toe te kom in ons rouste vorm nie. Here, ons stap hierdie pad, hierdie reis van 40 dae, nie alleen nie. In die eerste plek loop ons dit onder die leiding van U Gees, wat wel ons lewe nuut maak, wat wel ons witter maak as sneeu. Dankie dat die pad wat ons stap 'n genadepad is. Amen.